Liefdes, baie hartlik welkom aan elkeen van julle wat ook op hierdie Sondag ingeskakel is, om na hierdie boodskap uit God se hart vir jou en my te luister. Kom ons sit so, ons sluit ons die oë. Soos wat daar berge is rondom Jerusalem, so is die Here God rondom ons, sy kinders, nou en vir altyd. Amen. Nou geliefdes, kom ons maak nou die woord van God oop daar by Josua 2. Josua 2, en dan gaan ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 18. Dit gaan oor Rahab, die vrou wat die spioene weggesteek het. En hulle gehelp het, so kom ons lees nou. Daar staan vers 12, ek het julle goed behandel. Lê dan nou vir my 'n eed voor die Here af, dat julle my familie ook goed sal behandel, en gee my 'n betroubare aanduiding, dat julle my pa en ma, my broers en susters, en almal wat by hulle hoort, se lewens sal spaar, en ons so van die dood sal red. Toe sê die manne vir haar, ons staan met ons eie lewe in vir julle sin. As julle nie oor ons praat nie, en die Here gee ons die land, sal ons jou goed behandel en ons woord hou. Sy het hulle met 'n tou deur die venster laat afsak. Haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy in die muur gewoon het. Haar woorde aan hulle was, gaan die berge in, sodat die mense wat na julle soek, julle nie raakloop nie. Kruip 3 dae daar weg, tot hulle die soektog staak. Daarna kan julle koers gaan. Die manne sê vir haar, die eed wat jy ons laat aflê, sal ons met jou bind. As jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi tou vaspind aan die venster, waardeur jy ons laat afsak het, jou pa en ma, jou broers en jou hele familie by jou, in die huis, by mekaar hou. So geliefdes, ons sien dat sy 'n tou afgegooi het, en hulle het afgeklim, en aan 'n draad gehang as ware, maar hulle het veilig op die grond geland, al die spioene. En God kom sê vir jou, vanoggend, wat luister, al wat jy moet doen is om aan 'n draad te hang. Sê maar dieselfde wat met ons gebeur nie. Omdat die manne vir haar vertel het, wanneer hulle die tou sien uithang by haar venster, sal hulle haar huis spaar. En dit is presies dieselfde, geliefdes, wat daar in Exodus 12 gebeur het. Toe die doodsengel gekom het en God gesê dat waar hulle moet 'n lammetjie slag, die Israeliete, dan moet die bloed van daardie lammetjie aan die deurkosyne gesmeer word. En in elke huis waar hulle die doodsengel die bloed van die lammetjie sien, sal hy verbygaan. En hulle sal veilig wees. So wat in Josua 2 en in Exodus 12 gebeur het, is eintlik dieselfde. Omrede die eersgeborenes van die Israeliete, sowel as die manne wat deur hierdie vrou weggesteek en met 'n tou na veiligheid gebring is, sy lewens het aan 'n draadjie gehang en God het hulle almal gered. En ons sien dat ook hierdie vrou Rahab, wat 'n sondige vrou was, sy lewe is deur God gespaar. Want wat het God vir hulle gesê? Hy het gesê, wanneer julle Jerigo inneem, maak seker almal is dood. Maar sy en haar hele gesin is veilig, ten spyte van die feit dat sy eintlik 'n sondige vrou was. Maar hangende aan 'n draad, het God haar gered. Nou geliefdes, is dit nie presies dieselfde wat met ons as mense gebeur nie. Ons almal hang aan 'n draadjie. En God sê die oomblik wanneer hy die tou van geloof sien, dan sal hy seker maak nie saak wat ook al gebeur nie, God se beloftes in sy woord is vir jou. Eintlik is dit so awesome. So geliefdes, eintlik moet ek en jy doodseker maak dat jy aan 'n draad hang, omdat dit is jou en my lewenslyn na God toe. En dit is wat God gaan sien. Maar hierdie gaan veel dieper. En in Josua 6 sien ons dat hulle moes om die mure van Jerigo loop. Julle ken die storie. En hulle het dit vir 6 dae gedoen, en op die 7de dag het God vir hulle gesê, nou moet hulle skree. En wanneer hulle skree, sal die mure van Jerigo in mekaar stort. En luister wat kom sê God vir jou en my hierdeur.
God sê jy loop ook om mure. Jy hang aan 'n draadjie en daar's 'n geheim wat hy vandag met jou wil kom deel. God sê, skree vir elke muur wat jy nog steeds in jou lewe het. Jy wil dinge doen, maar jy sien hierdie muur duidelik. Jy kyk na geleenthede, maar jy sien hierdie muur. Jy wandel in geloof, maar jy sien hierdie muur. En God sê, skree. Maar daar is iets anders wat God vandag in jou en my oor as ware wil kom fluister. God sê, weet jy dat die muur alreeds geval het? Maar God sê ook, hierdie is nie vir almal nie. Dit is slegs vir diegene wat aan 'n draadjie hang en wat skreeu, vir hulle het die muur al geval. Dit is baie belangrik om dit te hoor, geliefdes. Maar nou is daar ook iets anders. God sê, nou moet jy oor daardie rommel loop. Want die mure het geval. Die mure van geslote deure. Die mure van jy wat sê, ek weet nie om verder aan te gaan, terwyl ek nog aan 'n draadjie hang nie. God sê, klim net oor die rommel. Die bourommel van die mure het reeds geval. Dit is dieselfde wat God vir Josua en sy manne gesê het. En nou gaan ons 'n bietjie verder lees. Ons kom daar by Josua 6 vers 18. Kom ons lees daar staan, maar weerhou julle van wat aan die Here behoort. Moet niks vat wat aan hom behoort en vernietig moet word nie. Anders maak julle dat die kamp van Israel self vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. Sjoe. Ons het hier gelees. God is duidelik wanneer hy sê, moet niks vat wat aan hom behoort nie, want dan sal julle vervloek wees. Want alles behoort aan my, sê God, maar ek gee dit vir jou. Geliefdes, die eerste stad nadat hulle die beloofde land ingegaan het, behoort aan hulle. Dis wat God hulle beloof het. Maar indien hulle nie alles gaan vernietig nadat hulle die stad ingeneem het nie, sal daar 'n vloek op hulle rus. Maar wag 'n bietjie. Wag so 'n bietjie. God vra 'n vraag wat hy weet heiliglik in elkeen van ons se hart op hierdie punt nou leef. En dit is, hoe kan God aan die Israeliete 'n stad gee? Maar indien hulle dit nie teruggee nie, dan is hulle vervloek. Hoe kan God vir jou 'n blessing gee, maar indien jy dit nie vir God gee nie, dan is jy vervloek? Ons sukkel 'n bietjie om hierdie te verstaan. Maar luister mooi, God sê, met ander woorde, die stad behoort aan hulle. God het vir hulle gegee. So wat God ook aan jou blessings gee, aan my gee. Maar in hulle eerste optrede, hulle eerste aksie, moet hulle aan God dink. Want indien jy nie jou eerste gedagte aan God wy nie, dit as ware aan God offer nie, dan word dit eintlik vir jou 'n vloek. So tydjie terug het ons met mekaar gesels weer oor die lig rondom, gee altyd jou eerste vir God. Ek glo jy onthou dit tog. Want indien jy nie jou eerste gedagte aan God offer nie, dan word dit eintlik 'n vloek. Maar God gee, geliefdes, hoor my hart, dat elkeen wat hierdie woord hoor vandag nie net sal luister nie, maar genuine sal hoor wat God sê. En dan weet ek wat gaan die mense sê, hulle sal sê, dit gaan oor tiendes. Jy moet jou eerste, nadat jy geseën is, moet jy aan God gee. Luister mooi, nie net nadat jy geseënd is nie, maar alles. Want dit gaan nie, geliefdes, oor tiendes nie. Hoor my hart vanoggend. As dit is wat jy bang is waar ek nou gaan bedien, dit gaan nie oor tiendes nie, sê God. Maar God sê jou en my hele lewe is veronderstel om aan God toegewy te wees. Selfs ons eerste gedagtes, of as ons in onsself bevind en voor 'n probleem te staan kom, of ons bevind onsself in 'n situasie. Dit moenie wees, hoe gaan ek dit oplos nie? Maar in plaas daarvan moet dit toegewy aan God wees, sodat dit vir ons 'n blessing kan wees. Vra jy heel eers vir God?
Of maak jy heel eers jou eie planne en dan voeg jy God dan net daarby? Vra jouself in 'n baie moeilike situasie hierdie vraag af. Is hierdie gedagte in hierdie situasie wat nou by my opkom? Hoe ek dinge wil doen, is dit nou uit my eie uit? Of doen ek dit in toewyding aan God? Want hoekom dink jy, geliefdes, is daar so baie dinge in hierdie lewe wat ek en jy doen wat misluk? Ons mag dit dalk met die regte gesindheid doen, maar sonder toewyding heel eerste aan God. Nie later nie, heel eerste. Kom ons wees eerlik vanoggend met onsself. Dis die rede waarom so baie van ek en jy in die hek duik. God het baie duidelik aan die Israeliete gesê, die eerste stad gee hy aan hulle, maar hulle eerste gedagte moet wees, hy moet hulle gedagtes heel eerste wees, en dan sal elke ander stad wat kom, sal ook net 'n blessing wees. Maar as hulle dit nie doen nie, sal dit vir hulle niks anders as 'n vloek wees nie. God sê hulle moet in toewyding aan hom lewe, aan sy opdrag gehoorsaam wees, volgens wat hy gesê het, dan sal elke stad wat hulle dan verower, geseënd wees. En hierdie geliefdes, is 'n geesbeginsel, ook vandag vir jou en my. Luister baie, baie mooi. God kom gee vanmôre in jou hand hierdie geesbeginsel. Hy het vir die Israeliete gesê, die eerste stad gee dit terug aan my. Wy dit aan my, sodat dit nie vervloek sal wees nie. Hulle het die stad gekry, maar alles binne-in moes hulle aan die Here wy. Hulle mag niks vir hulle self gevat het nie. Nou mag jy dalk vra, nou maar wat het hierdie storie in die woord van Josua en die spioene en Rahab, wat het dit nou vandag met ons te doen? Want hierdie was eintlik vir Josua en die Israeliete. Weet jy wat sê God? God sê dit het alles met ons te doen. Omrede dit 'n geesbeginsel is, en daarom het dit alles met jou en my te doen. Die eerste van jou alles, wy dit aan God toe. Jou eerste gedagtes, jou eerste aksies, jou eerste planne, sodat alles wat daarna sal volg, dit wat God vir jou gedagte het, sodat dit geseën kan wees. En nou kom vra God vir jou, het jy 'n plan? En ja, dit is goed, want hy het vir jou gedagte gegee om aan te dink, wat jou volgende skuif gaan wees. En indien jy dalk ook aan 'n draadjie hang, en jouself, sowel as jou volgende skuif aan hom wy, God sê, dan sal jy geseënd wees in dit. Maar as jy 'n plan in jou kop het, oor jou volgende skuif wat jy wil maak, sonder om God eerste daarin te ken, en jy voeg God maar net by dit, en alles wat jy verder rondom daardie gedagte wat in jou kop is wil doen, God sê, dan sal dit vervloek wees. Nou geliefdes, as ek reg geluister het na hierdie boodskap, wat God vandag gee vir jou en my, dan is dit tyd, dat ons wat sê dat ons kinders van God is, dat ons erns sal maak hiermee, en begin om hom in alles te gehoorsaam. Hoor my hart as ek vanoggend vir jou kom sê, en ek het al so baie gesê, en dit raak al hoe meer en meer relevant, die tyd van kerkspeel is baie lank al verby. God het vir Josua gesê, wat om te doen, maar vir jou en my beteken hierdie opdrag, wat God aan Josua gegee het, ons moet hierdie opdrag 'n leefwyse kom maak, ek en jy. Gaan lees gerus verder daar in hoofstuk 7 van Josua, hoe ernstig God hieroor was. Ons weet van hierdie man wat goed gevat en dit skelmpies gaan wegsteek het. En wat het gebeur? God het geweier om verder saam met sy volk te gaan. Geliefdes, hoor my hart vanoggend, daar is niks wat God nie van weet nie. En Josua moes gaan uitvind wie die man was, en hierdie man met sy hele gesin en almal moes om die lewe gebring word. En daarna eers het God met sy volk aanbeweeg. So geliefdes, wat presies
Dis dit wat God deur hierdie woord van vandag vir jou en my wil kom sê. God sê die mure het geval, maar nou berus die besluit by jou en by my. Terwyl jy elke dag aan 'n draadjie hang, gaan jy kies om jouself aan God in totaliteit toe te wy? Jou eerste gedagte, jou eerste plan, jou eerste aksie om dit vir hom te gee? Want dan kan jy verseker wees dat elke aksie hierna geseën sal wees. Of, dis die eerste keuse, of gaan jy aanhou om God net by alles te voeg. Jy add God as ware by alles wat jy wil doen. Maar dan moet jy ook weet, volgens hierdie woord van vandag, dan kan jy misluk. Want God is ernstig en duidelik in sy woord wanneer hy sê dat hierdie beginsel wat hy vir Josua gegee het, geld vandag nog. En hoor mooi vandag geliefdes, dat tiendes het niks te doen met geld nie. Maar dit gaan als oor jou en my leefstyl, ons leefwyse, ons gedagtes, ons aksies, waar ons beweeg, wat ons doen, wat en hoe ons praat, wat by ons mond uitkom. Omrede alles geliefdes van ons moet aan God toegewy wees. Met ander woorde, ons moet in totaliteit 'n toegewyde lewe aan God elke dag leef. Ek sluit af. God kom los ons vandag met 'n vraag waaroor ek en jy baie ernstig sal moet besin. As jy op hierdie punt sou sê, Vader, ek kies om van hierdie dag af al my planne, al my gedagtes aan U toe te wy. Heel eerste voordat ek my eie besluite neem. Weet jy wat kom sê God dan vir jou? Dit is vir my so amazing. God sê, nou dit is nou jou 10de. Dit is wat jy sê. En al die ander 90 wat oorbly, God sê daaroor strek ek my hande uit. En dit behoort nou aan jou. Kan ek dit net weer herhaal? Daarmee af te sluit dat jy seker mooi gaan hoor. As ons so sê, Vader, ek kies om van hierdie dag af al my planne en al my gedagtes in totaliteit aan U te wy. Heel eers aan U te wy. Dan kom sê God, dit wat jy besluit het, is jou 10de. En die ander 90 wat oorbly, het mos nou 'n 10de. Dis jou 10de wat jy wil weet. Dis alle 90 wat oorbly. God sê daar, die 10de was jou regte keuse. God sê, oor die ander 90 strek ek my hande uit. En dit behoort aan jou. Wees geseënd. Amen.